was het mos 'n moeëse storie gewees. Julle kyk, omdat ek so obsessief kompulsief is, het ek alles wat in my huis was gebreek was, het ek reggemaak. En dit wat reg was, het ek gebreek sodat ek dit kon regmaak in die tyd om te kry. Maar gedurende daai tyd het ek toe nou deur al my gemors gegaan en ons het my hele loopbaan gaan klavier speel en musiek wat ek geskryf het vir films en so aan, het ons toe nou alles gedigitaliseer, want toe ek begin het, en ek is seker baie van die digters wat hier so was alles op papier, onthou jy dit, daar was niks van dit was 'n papier, hier is so bly sy, hy is net jou naam nie, dit moet onthou, if it's a new, it must be true, verstaan jy? En toe vat ons al die papiertjies en ons scan dit, ons maak alles, ons maak gedigitaliseer, en toe my hele loopbaan mense gedigitaliseer is, toe pas al daai kop wat ek in 30 jaar uitgedink het, pas in 'n Aula Romeis boksie. En die dag toe die oukie dit vir my aflewer, toe dink ek by myself, Kraka, is dit nou waarvoor jy gewerk het? Is dit wat jy werk is? 'n Aula Romeis boksie met floppy disk. En toe dink ek, ja, dit is wat ons as mense werk is. Ek is nie meer as dit wat in 'n Aula Romeis boksie ingaan nie. In die biggest scheme of things daar buite, ek dink jy is belangrik of fantasties as jy 'n boekie geskryf. Dis op een van baie belangrike klein goedjies van, en daar's ander belangrike dinge wat daar buite gebeur het. Maar toe sit ek al die gedigte na mekaar en ek stuur vir Daniel vrees aan die maand. Ek was so bang geweest om met hierdie man te praat op e-pos. Nou stuur ek vir hom en sê, dis my idee. Ek het dis omtrent 3000 woorde, dit is so lank soos 'n opstel wat ek geskryf het om myself te verkoop op hierdie boek gekry. Hy skryf toe net terug, goeie idee. Maar weet ek nie, wat moet ek doen nie? Moet ek sê, is beteken dit, okay, wat? Nou los ek dit vir so 3 weke, en toe stuur ek van die kontak, en toe begin ons nou om die boekie by mekaar te sit. So, toe ek dit geskryf het mense, ek het geen in my kop 'n ding dat ek moet opgeneem word in die Suid-Afrikaanse annale van skrywers. So hierdie is bloot net 'n dokument van die goedjies wat ek geskryf het oor my lewe en oor my tragiese lewe in Suid-Afrika tot nou toe. Maar die heel eerste ding wat ek vir julle, wat jy gebeur het gedurende die pandemie is, ek het nog altyd gehad dat my asse moet gestrooi word in New York, want dit is my gunsteling stad in die wêreld, ek ken die stad baie goed, ek gaan elke jaar so en toe. En toe sê my vriende, jy kan nie hier dat, nou gaan Hansie en die hele band en almal in Lisel, wat nie vandag hier so, hulle klim nie op 'n vliegtuig oor die Atlantiese Oseaan met jou asse en dan vra daai meisie op United Air, wat doen julle met Rocco se asse? Nee, ons gaan dit strooi in New York, ons sê die meneer, jy moet van hierdie boek ontslae raak. Jy moet papiere hê as jy die fotograaf gaan. Dan kry ek my laaste blowjob oor die Atlantiese Oseaan, hulle blaas my uit. By daai venster by 72k uit, en so dat het dan die einde van my. Maar dus dit is nou klaar die eerste gediggie geskryf wat sê laaste wens. Toe dink ek, dit is so mooi stuk werk. Ek wil hom inhou. Toe skryf ek die nuwe ene, wat die ene in Suid-Afrika, en dit is Meyringspoort. Toe besluit ek, okay, ek gaan hom nou nie so baie verander nie, ek gaan hom net noem laaste wens aangepas, sodat die mense, en ek net vir die van julle wat wil belangstel, dit is 'n addendum in my testament.